Goeiedag, welkom terug by Woordspieël. Ons is by Levitikus hoofstuk 9 vandag. Die skrifgedeelte wat ek vandag vir jou lees is vers 23, die tema Seën uit God se teenwoordigheid. Ek lees vir jou. Daarna het Moses en Aaron die tent van ontmoeting binne gegaan. Toe hulle uitkom, het hulle die volk geseën. Die heerlikheid van die Here het aan die hele volk verskyn. So wat ons hierso van lees is, nadat Aaron en sy seuns nou die eerste offers gebring het Moses en Aaron nou in God se teenwoordigheid inbeweeg, wat nou toelaatbaar was, want die offers is gebring, die versoening is gemaak deur die offers. Maar nadat hulle in God se teenwoordigheid nou was, beweeg hulle na die volk toe en seën die volk. En dit is so 'n mooi model van hoe ons as God se verteenwoordigers behoort te leef. Ons leef in God se teenwoordigheid, ons het toegang tot God se teenwoordigheid deur Jesus Christus, maar ons bly nie net daar nie, ons geniet dit nie net vir onsself nie, ons hou dit nie net vir onsself nie, ons beweeg weer na die wêreld toe en na die mense toe en ons bring seën na die mense toe, na die wêreld om ons toe. Ons weet dat ons vandag in God se teenwoordigheid leef, in en deur Jesus Christus. Ons beweeg nie in en uit sy teenwoordigheid nie, ons leef in sy teenwoordigheid. Hy's altyd met ons. Ons het altyd toegang tot hom. Ons God is nie in 'n kerkgebou vasgevang wat ons net op Sondae beleef nie. Ons leef voltyds, volmaak, heeltyd in sy teenwoordigheid. Ons kom met vrymoedigheid voor sy troon van genade enige tyd. Geen offers is verder nodig nie, want die volmaakte offer is gebring, Jesus Christus. Dit is egter belangrik dat ek nou met 'n bewustheid van hierdie feit leef, dat ek in sy teenwoordigheid leef. Dat ek leef asof ek in sy teenwoordigheid is. Want ek kan leef asof ek nie in sy teenwoordigheid is nie. En dan beleef ek hom nie. Maar ek moet egter ook besef dat God wil hê ek moet vanuit sy teenwoordigheid, nie uit sy teenwoordigheid uitbeweeg nie, maar vanuit sy teenwoordigheid seën bring na die mense waarmee ek te doen het deur my dag. Ek moet 'n kanaal van liefde vir my vrou wees, vir my kinders wees, vir my kollegas, selfs vir my vyande. Mag my lewe die mense seën vanuit God se teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ek in u teenwoordigheid kan leef, maar dankie dat ek ook vanuit u teenwoordigheid 'n seën vir my wêreld kan wees. Amen. Kom ons gaan leef so. Geniet jou dag. Tot volgende keer.